Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is besig met die boek Romeine en ons lees vandag daarvan Romeine 2 van vers 12 af tot so einde vers 24 en ons gaan in breë trekke kyk na hierdie gedeelte en voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie ook vir hierdie dag, dankie vir 'n geleentheid soos hierdie wat ons in U naam kan lees, Bybel lees en die woord oordink en ons bid Here dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, dat U hulle sal aanraak deur die werking van die Heilige Gees en dat U hulle ook sal voorberei sodat hulle ook uitgaan en 'n verskil sal maak in die koninkryk daar buite. Baie dankie vir U woord wat vir ons lewe gee en baie dankie Heilige Gees dat U die woord vir ons oopbreek op 'n daaglikse basis. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou, Paulus is nog steeds besig om eintlik te sê dat die hele mensdom skuldig is voor God en dat ons 'n verlosser nodig het. Hierdie is, ek dink, 'n baie belangrike ding, want hy wil ons op 'n roete neem om te sê Jood en heiden, Jood en nie Jood, het vir Christus nodig en dat ons nie sonder Christus kan leef nie. En hy het ons nou begin en hy het eintlik gepraat oor die skepping, oor hoe almal eintlik, die hele mensdom vanweë die skepping tog kan agterkom dat daar iemand is soos 'n God. Want hoe kan al hierdie wonderlike goed daar wees? En nou gaan hy vandag verder en hy praat met Jood en hy praat met nie Jood, wat hy wil eintlik sê, julle is almal skuldig voor God, en nou gebruik hy die wet. En daarvan 2 vers 12 af, dan kyk ons daarna. Hy sê, almal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. So hy praat hier met mense sonder die wet, en almal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. So hy sê hier is dus twee groepe, die wat met die wet groot word, die wat sonder die wet groot word, en as beide sondig, God moet éventueel oor beide van hierdie twee groepe oordeel. Hulle moet voor die regterstoel van Christus verskyn en die Jood het nou natuurlik in hierdie proses gedink hy's beter as die ander wat nie die wet het nie. Maar Paulus wil vir hulle die teendeel bewys, want hy sê eintlik, voordat ons nou die gedeelte lees, kom sê hy eintlik vir die nie-gelowige mens, kan 'n mens eintlik agterkom dat die wette is eintlik soort van in hulle harte geskryf, want hulle het een of ander morele kompas. Baie van die mense het een of ander morele kompas ook binne hulle, terwyl die Jood het dan hierdie wette gekry en hulle moet volgens hierdie wette leef, en as hulle hierdie wette oortree, is daar ook 'n bepaalde straf. So ook kla die gewete van die mens wat 'n morele kompas binne hom het, kla hom ook aan. En God gaan oor beide van hulle, gaan hy moet 'n oordeel vel. Nou die groot ding is natuurlik, ek en jy mag nooit die ander veroordeel nie, want die woord sê vir ons moet dit aan God oorlaat, is hy wat die finale oordeel gaan doen, en sy oordeel sal regverdig wees. So, om nou jou kop te gaan breek oor die ene wat dit doen en daai groep wat dit so doen ensovoorts, dan sê ek, weet jy wat, ons los dit vir God. Wat het ek en jy gekry? En ons gaan dit later sien, as ons verder in Romeine aangaan, dan sê hy eintlik, weet jy wat, jy weet dat Christus jou verlosser is. Jy weet wat 'n verskil Christus in jou lewe kom maak het, toe jy hom aanvaar het as verlosser, en die vryspraak en die vergifnis wat jy gekry het, die nuwe lewe wat jy gekry het, en dan die roeping in jou lewe wat jy ontvang het. En daarom, omdat jy hierdie goed gekry het, sê hy, moet ek en jy dis mos nou uitgaan en dit ook gaan vertel vir ander mense. En dis waar die groot ding inkom. So ek moet nie net myself as geestelik hoogmoedig ag nie. Moet 'n verskil maak. Nou kom ons kyk wat sê hy verder. Hy sê, so elkeen word dan geoordeel. So die een, dis nie dat die een nie geoordeel gaan word nie. Vers 13. Nie die wat die wet hoor
word deur God vrygespreek nie, maar die wat die wet doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. So hier is 'n baie belangrike ding. Ons moenie net die wet hoor nie, ons moenie net God se woord hoor nie, ons moet dit doen. En as ek dit doen, dan is ek gehoorsaam daaraan, want in die Bybelse begrip beteken gehoorsaam om te hoor en te doen. Nie net te hoor nie, maar te doen ook. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, tog van self dinge doen wat die wet vereis. So dis ook 'n morele kompas binne hulle en op 'n bepaalde manier reg optree om te sê, maar dis nie goed. Byvoorbeeld, kom ons vat 'n voorbeeld. Die wet sê ek mag nie moord pleeg nie. Nou die heiden het ook hierdie morele kompas in hom wat sê, maar dis nie goed om moord te pleeg nie. So, en dit is eintlik wat Paulus hierby bedoel. Wanneer hulle van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan, hè? Dat God tog in elke mens iets ingesit het van wat hy verwag. En op die ou ende is daar in elke mens ook 'n soeke na iets hoër, 'n soeke eintlik na God. En dis soos 'n stukkie van die legkaart wat in jou lewe kom. En as jy God vind, dan vind jy daai vrede. Nou die ander mense, al leef jy moreel goed, het dit nog nie, né? Dis my en jou taak om hulle daarby uit te bring om te sê, ek weet wat is daai stukkie legkaart wat jy nodig het. Vers 16. Dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborgde dinge van die mense sal oordeel, ooreenkomstig die evangelie wat ek verkondig. Hy sê dan sal hierdie goed na vore kom. Miskien moet ons net na vers 15 toe gaan. Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. En dan daai gedeelte wat ons nou so 'n bietjie oorgeslaan het, ook hulle gewetens getuig daarvan, wanneer hulle in 'n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. So Christus sê Paulus sê binne elkeen van ons het God daai ietsie geplaas, né, wat ons gaan aankla, en vir 'n gelowige is dit ook die Heilige Gees wat jou aanspreek as jy iets verkeerd doen. Maar hy sê dan nou, goed, kom ons fokus gou op die Jode, want die Jode dink nou hulle is beter as die ander, want Paulus wil eventueel mos nou uitkom by die punt wat hy sê, maar almal is eintlik verlore en almal het 'n verlosser nodig. So nou praat hy met die Jode en hy sê, oor die Jood, jy moet nou nie dink jy is nou soveel beter as die ander nie, want ek dink julle sê een ding, maar julle doen 'n ander ding, dan is julle eintlik maar net so skuldig. En dan sê hy vir in vers 17, jy sê jy is 'n Jood, jy verlaat jou op die wet van Moses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, né? So jy vertel dit vir almal en jy leef so, jy ken sy wil en jy onderskei die dinge waarop dit werklik aankom, omdat jy deur die wet onderrig word. So jy maak 'n paar aannames, jy beroem jou op 'n klomp goed, jy is daarvan oortuig dat jy 'n gids vir die blindes is, né? Vir die ander, vir die heidene, 'n lig vir die wat in die duisternis is. Dis nou natuurlik omdat jy die wet ken, sê hy. 'n leermeester vir die wat onkundig is, 'n onderwyser vir die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samevatting is van die kennis en waarheid. En dan sê hy vir hulle, okay, so jy beroem jouself daarop dat jy, omdat jy die wet het, dat jy eintlik so 'n bietjie beter as ander is, dat jy 'n gids is, dat jy vir hulle eintlik die lig is. Hy sê dan in vers 21 vir hulle, so dis hoe Paulus, hy kry so 'n messteek in en hy sê vir hulle, jy dan, wat 'n ander leer jy jouself? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê 'n mens mag nie egbreek pleeg nie, pleeg jy nie egbreek nie? Jy wat 'n afskeid het van afgode, beroof jy nie hulle tempels nie? Jy wat jou op die wet beroem, doen jy nie God oneer aan deur sy wet te oortree nie. So eintlik wat Paulus hier vir hulle sê, en hy spreek ons ook vandag aan. Hy sê vir die Jood hier, jy wat jou so op die wet beroem,
wat so loop en eintlik eintlik soos 'n fariseer is. Nou, hy sê, wees versigtig, want jy oortree maar eintlik self die wet. Tot watter mate onderhou julle die wet? En dis 'n waarskuwing vir ons ook as Christene, om te sê, jy wat nou Jesus Christus in jou het, jy wat die Heilige Gees binne in jou het, en beroem, jy leef onder leiding van die Heilige Gees, hy sê, hoe lewe jy? Kan mense regtig uit jou lewe uit sien dat jy 'n kind van God is? Leef jy so, of praat jy dit nie? Onthou, die woord sê vir ons, om gehoorsaam te wees aan God beteken om te hoor en te doen. Hy sê, so oppas, dat jy nie vir almal wil leer, maar jy doen nie dit wat jy vir hulle sê, hulle moet doen nie. So, dis ook 'n waarskuwing vir ons, en Paulus sê dis daardeur, eintlik het almal van ons 'n verlosser nodig, want almal van ons is skuldig. Niemand van ons is perfek nie. En dan sê hy in vers 24, inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van julle optrede, word die naam van God deur heidene nasies belaster. Hy sê, julle optrede, Jode, maak dat God se naam nie eer kry nie, want julle tree anderste op, en ons as gelowiges, as Christene, kinders van God, moet versigtig wees hoe ons leef, sodat ons nie, as ons sê ek's 'n Christen, anders te leef nie, want dan bring ons eintlik ook God se naam in diskrediet. Want dan gaan mense sê, ja, maar is dit hoe Christene optree? Is dit hoe julle mekaar hanteer? Is dit hoe jy vreemdelinge hanteer? Dan wil ek liewer nie 'n Christen wees nie. Jy sien, ons is mos eintlik ambassadeurs, en ons moet eintlik dus dienooreenkomstig optree. Nou, volgende week gaan ons nou stil staan daarby vers 25 verder aan, wanneer Paulus dit nog 'n stappie verder vat, wanneer hy sê, die Jood, jy wat besny is, jy beroem jou op goed, maar lyk vir my, die goed kom nie lekker by mekaar uit nie. Iewers is daar ook 'n geestelike kortsluiting as dit ware. Nou daaroor sal ons volgende week verder gesels. Maar ek dink vir vandag, dis 'n waarskuwing wat hy hierso aan rig. Ons almal gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, die heiden gaan, maar die Christen gelowige ook, soos wat hy hier praat van die nie-Jood en die Jood. Maar hy sê, jy as Christen, hier praat hy van die Jode, maar kom ons maak dit in vandag se konteks, as Christen, sorg dat jy leef dit wat jy glo. Ek dink is 1 Johannes 2, wat vir ons sê, wie beweer dat hy in Christus is, behoort self te lewe, soos wat Christus gelewe het. En ek dink dit is die ding wat ek en jy, dis deel van ons getuienisaksie, en kom ons gaan onder leiding en onder krag van die Heilige Gees, want hierdie goed kan ons nie uit ons eie uitreg kry nie. Gaan hierdie week, en gaan leef regtig Christus uit, dat mense Christus in jou kan sien, want dit maak 'n wêreldse verskil. En daardeur verkondig jy hom ook, sonder om woorde noodwendig te gebruik, maar deur jou dade. Nou kyk gerus na die Bybelstudie hierna, kyk na die vrae, mag dit vir jou 'n bietjie meer insig bring ook, en dan as die Here wil, gesels ons volgende week dan verder oor hierdie gedeelte. En voordat ons mekaar groet, kom ons sluit eers die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir u woord, en dankie dat hierdie ook maar vandag 'n waarskuwing is aan ons almal, dat ons nie moet dink ons is beter as ander nie, maar dat ons onder u leiding sal leef, en dat u ons sal help om regtig waar te hoor, maar te doen ook, en daardeur ook mense vir u koninkryk te wen, en 'n voorbeeld te wees, sodat u naam geëer kan word. Baie dankie, Vader, dat u in ons leef. Dankie dat u ons op 'n daaglikse basis help, sodat ons in ons optrede die naam van God, u naam, verheerlik word. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is dat jy werklik ware geseënde week sal hê, en dat jy sal uitgaan en 'n verskil gaan maak. Groete, en as die Here wil, gesels ons volgende week weer verder.